Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ek het lanklaas het ek 'n videoetjie gepost, maar ja, as gevolg van mense wat my genader het, maak ek hierdie video en dit gaan alles oor of die wegraping nou wel hierdie September gaan plaasvind. Want daar is 'n hele paar video's daar buite waar daar beweer word dat die wegraping wel nou hierdie September tydens Rosh Hashanah, soos baie van julle sal weet of nie weet dalk nie, dit is die fees van trompette of Feast of Trumpets, soos in Engels meer bekend staan. Daar word gesê dat die wegraping die 23ste of die 24ste September van 2025 gaan plaasvind. So ja, ek het 'n paar van hierdie video's gaan kyk wat die mense vir my aangestuur het en ek kan vir jou eerlikwaar sê dat nommer 1 ons moenie vasgevang word in datums nie wat mense gee nie, want die Bybel waarsku ons duidelik teen dit dat ons nie gaan weet die presiese dag of datum nie. Ons kan wel weet wat die seisoen gaan wees. So nou om bietjie dieper in dit in te delf, die een spesifieke bekende Suid-Afrikaanse man wat op sosiale media opgegaan het, ek gaan nou sommer omdat ons van Suid-Afrika is, gaan ek nou sommer 'n bietjie praat oor wat hy genoem het. Nou ek wil net voordat ek aangaan, wil ek net sê ek wil geen mens vals beskuldig nie of geen mens sleg sê nie, of sê hulle is 'n valse profeet nie. Dit sal ons wel sien na die tyd, is dit altyd hoe 'n mens kan uitken of iemand regtig woord ontvang het van die Heilige Gees, sal mens wel sien of dit aan hulle vrugte en of dit wel waar geword het of nie. Maar wat my gepla het van hierdie man se boodskap is, nommer 1, hy was baie arrogant. Hy het vir mense gesê, wel, as jy nie saam met hom stem nie en jy noem hom 'n valse profeet, dan het hy gesê, dan is jy die gehoor, die valse profeet met 'n baie arrogante houding. En dis iets wat ons altyd kan leer is, Jesus leer ons om nederig te wees en ja, rustig en kalm te wees, want dit is nie die manier hoe ons 'n boodskap oordra nie. Ja, ons is baie passievol en ons is almal baie opgewonde en natuurlik glo ek elkeen wat hierdie boodskap luister of na hierdie video kyk, is opgewonde en kan nie wag vir die dag wanneer Jesus ons gaan kom haal nie. Ek self is baie opgewonde daaroor en dit kan vir my part sommer nou al vandag gebeur. Maar ons moet baie versigtig wees, want soos die woord ons ook waarsku, in die laaste dae gaan daar 'n gees van misleiding wees en baie mense gaan saamgesleep word daarmee. So goed, dit nou gesê is, hy het genoem dat as gevolg van Levitikus 23 vers 24, waar daar gepraat word juis oor die fees van trompette, is een van sy oortuigings dat dit wel nou die 23ste of die 24ste sal wees. Ek sal nou verduidelik hoekom daar 2 datums is. En dan sê hy kon net nie, hy moes dan nou nog 'n 9 opkry, want dis mos nou die 9de maand. En toe hy tot hierdie gevolgtrekking gekom dat dit dan Levitikus, die boek Levitikus het 9 letters. So nommer 1, tydens die fees van trompette, of Rosh Hashanah, is daar altyd vroeër jare het die watchman, die Jode het op die muur gestaan en wat gebeur is, hulle wag vir die nuwe maan om uit te kom. So hulle werk op die maankalender, die maansiklus, lunar months, en dit is dan hulle 7de maand van hulle maankalender, né? So dit is hulle 7de maand en God werk altyd volgens die Hebreëse kalender, sy eie kalender, nie volgens die Hebreëse kalender nie, of ek moet andersom sê, die Jode werk volgens God se kalender wat ingestel is soos wat hy vir ons in die begin gesê het, gee vir ons die son, maan en die sterre om vir ons tye en seisoene aan te wys. So ja, hulle werk op die maansiklus. Dit is hoe hulle maande uit lê en dan
soos ons nou al weet, begin hulle eerste lunar cycle, 'n maandsiklus, begin dan nou in Maart, April, en dan Nisan, ja, is Maart, April. Hulle werk, hulle maande vir die van julle wat nou eerste keer hierso op my kanaal is. Julle kan bietjie gaan kyk na my vorige video's waar ek bietjie meer in detail verduidelik oor die verskillende maande, en ek het selfs 'n dagboek uitgegee daaroor wat bietjie meer verduidelik hoe die Joodse maande en die getalle werk. So hulle eerste maand is dan hulle maande val oor 2 van ons maande. So byvoorbeeld Nisan sal oor wat hulle eerste maand is, sal wees dan oor Maart, April sal dit dan val. So dan is Tishri wat nou die 7de maand is, val dan nou oor September en Oktober. Wat dan nou ook, hoekom hierdie Jode dan nou op die muur staan, is dan blaas hulle die trompette, hulle wag om te sien wanneer die maan uitkom, en dis vat gewoonlik, hulle is nie seker, en dit is waar daai skrif vandaan kom, wat sê, hulle weet nie wat 'n dag of wat 'n uur Jesus gaan kom nie, skoon tog, wat 'n dag of wat 'n uur die maan gaan uitkom nie, om die nuwe maand aan te kondig, wat dan nou hulle nuwe jaar gaan aankondig, hulle solar year gaan aankom, wat dan hulle eerste eerste maand van hulle solar year, hulle sonsiklus gaan wees. So dit kan bietjie baie deur mekaar wees, so hulle het basies 2 nuwe jare, wat dan nou eerste een is in Maart, April, en wat dan nou volgens die maandsiklus is, en dan die res is dan nou natuurlik die eerste een volgens die sonsiklus begin dan nou in einde September, Oktober dan. Goed, maar jy kan dit bietjie vir jouself gaan bestudeer as jy graag wil weet. So, dan wag hulle nou vir hierdie nuwe maan om uitkom, sodra hulle die nuwe maan gesien het, blaas hulle die trompette, dan weet jy die nuwe maan is uit, en dit is die dag wanneer die nuwe jaar dan nou begin. So, nou, dit is dan ook genoem die fees van trompette, en ek is ook 'n groot voorstander vir dat die wegraping wel op 'n fees van trompette heel moontlik kan plaasvind, juis omdat al die ander profesieë van Jesus in vervulling gekom het op 'n Joodse fees. So al die vorige 4 feeste wat daar nou al was, soos Paasfees en jy weet, eerste vrugte, ek kan nou nie hulle almal nou noem nie, maar hulle het almal tot in vervulling gekom, en dan nou die uitstorting van die Heilige Gees het almal in vervulling gekom op 'n Joodse fees. So ja, so die volgende belangrike fees wat dan nou op God se kalender is van die 7 feeste, is dan natuurlik die fees van trompette, en wat gedurende Rosh Hashanah plaasvind, ja, en daar word geglo dat dit die wegraping dan daar rondom gaan plaasvind, weens verskeie baie redes, wat eintlik 'n baie dieper studie is. Goed, so nommer 1, sy punt dat hy gebruik het van dat dit die 9de maand is al klaar nie reg nie, want God werk nie op ons maande nie, God werk op sy eie kalender, en dan is dit die 7de maand wat dit moet wees, nie die 9de maand nie. So ja, ons kan nie verseker sê dit gaan hierdie September wees nie. Daar's baie mense wat nou wel sê van die video's praat net van September, hulle praat nie van hierdie spesifieke September nie. Maar ek het net gaan bid soos altyd, want ek wil vir niemand vals beskuldig nie, omdat ek self drome en visioene van die Here afkry, en ja, ek maak altyd baie seker voor ek dit deel, dat dit wel van die Heilige Gees afkom, en so, al wat die Here vir my gegee het, is Handelinge 16 vers 31, wat sê, as jy en jou
glo jy en neem net Jesus aan en jy en jou huisgesin sal gered word. So dit is al wat ons moet doen. Ons moet net vertrou en ons moet net glo. Ons lewe moet elke dag reg wees. So as jy nou vandag sterf, dat jy weet jy by Jesus gaan wees. Dit is al wat saak maak. Dit is al wat saak maak. Om datums na te jaag is 'n baie gevaarlike ding. Veral soos wat hierdie man ook sê, is daar's baie mense wat baie teleurgesteld gaan wees omdat hulle nie hulle woord ken nie. So ja, ons moet regtig ons fokus moet op Jesus wees en nie op 'n dag of datum nie, want nie een van ons weet of ons môre gaan wakker word nie. Jy sterf dalk in 'n hartaanval of iets gebeur, jy's in 'n ongeluk en jy sterf en dan moet jy saak met die Here reg wees. So moenie betrokke raak by hierdie gees van misleiding wat gaan plaasvind nie. Soos ek sê, God kan besluit hy kom hierdie September, dan is dit wonderlik. Jy weet, hy kan besluit hy kom vandag. Maar ja, so ons moet regtig baie versigtig wees om dit net uit te maak van dit is definitief, soos van die ouens sê, definitief kom die Here daai en daai dag. So ons moet baie versigtig wees daarvoor. So dit is al wat ek nou met julle wou deel en ja, ek hoop dit gaan goed met elkeen en dat julle 'n wonderlike geseënde naweek sal hê tot ons weer gesels. Shalom.